'n baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Luister saam met my na wat Paulus hier vir Timoteus skryf in 1 Timoteus 4 vers 7, die tweede deel vers 8. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde. Maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Ons sien dit nogal wanneer die seisoene wissel, veral wanneer ons wissel van winter na lente en somer. In winter sien ons dat mense hulself bietjie toesluit in hulle huise en hulle skerm 'n bietjie vir die koue. Daar's net so hier en daar 'n dapper stapper wat gepantserd teen die koue nog steeds oefen. Maar as die seisoen draai, dan sien jy hoe mense uit hulle huise uitkom. Daar word gestap en daar word gedraf en fiets gery en ewe skielik is mense lus vir oefen. As ons na Paulus kyk, dan sien ons, Paulus sê ja, dit is goed om jou liggaam te oefen, maar dit is baie belangriker om jou in toewyding aan God te oefen. Net soos wat ons in ons liggame nie van nature fiks is nie. Ons moet oefen om fiks te wees. So moet ons ook vir mekaar sê, ons is nie van nature aan God toegewy nie. Ons is van nature aan onsself toegewy. En daarom is daar sekere goedheid wat kardinaal belangrik is om onsself te oefen in toewyding aan God. Nou gaan jy dalk vir my sê, wat se goedheid en hoekom? Ek raak aan die puntjie van die ysberg vandag. So net so 3 opmerkings. Die eerste is, ons moet groei, ons moet geestelik groei en groei in volwassenheid. As jy nie geestelik groei nie en jy bly geestelik klein, dan is daar fout. So ons moet tyd maak om met die Here tyd te spandeer. En ek praat nie van 'n vinnige hier jy tydjie nie, ek praat van 'n intieme oomblik, intieme tye saam met die Here, waar jy regtig in God se teenwoordigheid jou afsonder, want dis die manier waarop Jesus, die apostels, maar ook ons as gelowiges, kan groei in toewyding. Nou, iemand met die naam van Martin Luther het op 'n Psalm sogenaamde uitspraak gemaak, waar hy gesê het, hoe besiger my dag is, hoe meer moet ek tyd maak vir die Here, hoe vroeër moet ek opstaan tyd maak vir die Here. Ons dag is rof, ons lewe word gestuur deur ons dagboeke. So as ons nie tyd maak vir die Here nie, gaan ons verhouding met die Here al hoe meer op die agtergrond skuif. Maak tyd met die Here. Groei in jou geloof, groei in jou volwassenheid deur jou te oefen in toewyding aan God. Volgende ding wat ons mekaar moet sê is, versoekings is soveel keer op 'n dag op ons pad. Soveel keer word ons versoek en moet ons sê ja vir 'n ding of nee vir 'n ding en ons val so maklik. En dit is hoekom ons in toewyding aan God moet oefen. Want hoe meer ons onder beheer van die Gees leef, hoe meer ervaar ons dat die Gees vir ons lei in onderskeidingsvermoë, om te kan onderskei tussen wat is die wil van God en wat is my wil. En dan groei ek en ek oefen myself om in toewyding aan God te lewe. Die laaste opmerking, hoekom ons in toewyding aan God moet oefen, is dis die manier waarop ons op die ouend ons geestelike en ons lewensdoel uitleef. Ons leef in 'n chaotiese tyd. Ons leef in 'n tyd waarin ons baie maklik opgeslurp word deur die samelewing en gestuur word deur die samelewing. So as ons nie absoluut in toewyding aan God leef nie, dan gaan ons in 'n ander rigtings gestuur word deur die lewe, maar as ons in toewyding aan God leef, gaan ons elke oomblik vra, wat is my doel hier? Wat is God se roeping vir my nou? Hoe kan ek
nou God se plan vir my lewe uitleef. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.